Goeiedag, ek wil 'n paar gedagtes met julle deel oor hoe om voor te berei vir hierdie 21 dae wat voor ons lê. Dis belangrik om te onthou dat hierdie nie heeltemal dieselfde effek het as 'n 3 weke vakansie by die huis nie. Alhoewel ons baie opgewonde is om bietjie meer tyd saam met mekaar te spandeer, moet ons onthou dat hierdie 'n unieke situasie is en ons moet op 'n unieke manier hierna kyk. Wanneer julle as gesin vir 3 weke met verlof sou gewees het, sou die kinders teen nou en dan by vriende gaan kuier het, julle sou op uitstappies kon gaan het en hierdie verskil aansienlik daarvan. Nou Facebook deel baie raad uit oor hoe jy skedules kan uitwerk om jou kinders heeldag besig te hou en skoolaktiwiteite mee te kan aangaan. Maar dis nie nodig om dit so in detail te doen nie. Ek wil graag met julle 'n paar idees deel om net 'n gesonde en ontspanne omgewing vir die volgende 3 weke by jou huis te skep. Eerstens, in meeste gevalle gaan ons nou almal self verantwoordelik wees vir huistake. Ek dink dit is belangrik dat ons voor die tyd saam sit en gesels en besluit wie is verantwoordelik vir wat en dat ons almal ons gewig sal ingooi hierso. Dis belangrik dat ons ons verwagtinge met mekaar sal deel. Want ma het dalk die verwagting dat pa nou al daai loswerkies in die volgende 3 weke gaan doen en pa se idee is dalk eerder om al sy Netflix flieks in te haal. So ek dink dis belangrik dat ons voor die tyd met mekaar hieroor praat. Tweedens is 'n roetine tog op 'n manier belangrik. En ons hoef nie hierdie 3 weke aan te pak presies soos wat ons dit in die gewone skooltyd doen nie. Maar roetine het 'n belangrike rol om ons te laat veilig voel en dit is in elk geval goed vir gesonde verhoudinge. Probeer op 'n manier nog steeds 'n verskil handhaaf tussen die week en die naweke sodat dit meer soos normale weke kan aangaan. Ruim ook tyd in om te sê vandag doen ons sommer niks en ons kyk net almal se gunsteling flieks. Maar wissel dit af met dae waarin daar effens 'n roetine is. My voorstel sal wees dat elkeen in die gesin so 3 dinge kies wat vir hom of haar belangrik is en wat hulle elke dag aan tyd spandeer. Byvoorbeeld om te sê, ek wil elke dag oefen, ek wil elke dag so 0,5 uur in die tuin werk en ek wil elke dag stilte tyd hou. Dit gee jou net iets om bietjie op te fokus. Die derde ding is dat dit is goed om 'n paar aktiwiteite te reël om die kinders besig te hou, maar ma en pa hoef nou nie vermaaklikheidssterre te wees en hulle kinders die heeldag te entertain nie. 'n Kind wat nou en dan verveeld is, kweek in elk geval kreatiwiteit. Gee almal die geleentheid om nou en dan ook sommer so 'n bietjie iets te doen wat hulle wil en nuwe dinge op hierdie manier te ontdek. Die skole het vir baie van ons werk gegee wat ons met die kinders mee kan aangaan en is goed so, maar jou rol is nie eerstens jou kind se onderwyser nie. So moenie op dat skoolwerk julle verhouding in hierdie 3 weke so versuur nie. Dis nie die moeite werd vir die ekstra punt of 2 nie. En laastens sal ek aanbeveel dat julle voor hierdie 3 weke begin dalk 'n huisvergadering hou waar julle al hierdie dinge waaroor ons nou gepraat het so 'n bietjie bespreek en bietjie dalk brainstorm vir 'n paar idees. Hierdie is ook 'n goeie tyd om met jou kind oor die virus te praat. Ons het op 'n stadium probeer om hierdie goed van ons kinders af weg te hou, maar dis nie nou meer moontlik nie. Al die kinders hoor dinge wat die groot mense sê, hulle sien dit op die nuus, hulle sien dit op sosiale media. Dis 'n goeie idee om nou met jou kinders 'n gesprek te voer en te sê wat is die feite en te luister wat is hulle vrese. Maar moenie vir hulle valse hoop gee nie. Ongelukkig weet ons nie wat in die volgende paar maande gaan gebeur nie en ons hoop dat ons land redelik ongeskonde hier gaan wegstap, maar ons het ongelukkig nie daai versekering nie. Ons weet nie of iemand in die hospitaal gaan beland nie en ons weet nie of ons iemand in ons familie of tussen ons geliefdes dalk aan die dood gaan afstaan nie. So moenie daai beloftes op hierdie stadium maak nie, want ons weet nie hoe dit gaan uitspeel nie. Maar dan wil ek eintlik net sê, geniet hierdie 3 weke saam. Spandeer tyd saam, maar hê ook kontak met die buitewêreld. Bel jou familie, Skype met jou vriende. Dis belangrik dat ons onsself nie nou isoleer nie. En dagboek hierdie volgende 3 weke. Neem foto's, skryf aantekeninge, want ons gaan nog vir baie lank praat oor dit wat in hierdie jaar in 2020 gebeur het.